vandag ook hier is. Ons harte kom aanraak, Here. Dat hierdie God wat soos geen ander is nie, in die detail van my lewe belangstel. Dat ons hierdie God wat almagtig is met enigiets wat in ons harte leef, na U toe kan kom. Niks is vir U te groot nie, niks is vir U te klein nie. Maar boven dit alles, dat hierdie onbeskryflike God my liefhet. Dankie daarvoor, Here, en ek voel op my hart om ook vir Anay te bid, vir haar babatjie, vastie dat U regtig daar 'n wonderwerk doen, Here, en dat ons daarvan sal kan getuig. So ook elke persoon wat hier is, wat 'n begeerte het, 'n behoefte, iets wat in hulle harte leef, kom raak hulle aan. In Jesus naam. Amen. Kom ons gee die musiekouens 'n landeklap. Ons waardeer julle verskriklik baie. Dankie dat julle instrument in die Here se hand is, en vir ons die geleentheid gee om God te kan aanbid. Vriende, ons het laasweek ons tweede gespreksdiens gehad, en dit was lekker om die dienste so 'n bietjie op 'n ander manier te doen, maar daar's 'n spreekwoord wat sê, dit was lekker, maar dis nou klaar. Maar dit was regtig 'n voorreg om dinge so 'n bietjie anders te doen ook. En ek het gedink om hierdie diens te begin met een van die vrae wat ons nie kon klaarmaak laasweek nie. En die vraag was, hoe is die Bybel aan mekaar gesit? Nou dit klink soos 'n eenvoudige vraag, maar die Bybel, weet ons teen hierdie tyd, bestaan uit 2 dele, die Ou en die Nuwe Testament. Die Ou Testament is in Hebreëus geskryf, sommige maar bietjie dele in Aramees, bestaan uit 39 boeke, en die boeke word soos volg ingedeel. Die wetsboeke, die Pentateeg, die Torah, eerste 5 boeke, dan die geskiedenisboeke, poesie en wysheid, die profeteboeke, waarvan die groot profete een is, en dan die klein profete. Die klein profete Hosea, Jona, nog? Habakuk, Obadja, Sefanja, net daarso, Hosea. En vriende, ek het dit opgesit omdat ek vir jou wil sê, dis oor hierdie klein profete waaroor ons 'n nuwe reeks gaan begin. Die Nuwe Testament, natuurlik, vertel van die lewe en die dood van Jesus. Ek wil gou sê, die Ou Testament dek van die skepping, van die begin van tyd, tot so 400 jaar voor Christus. Dan die Nuwe Testament, hulle begin in die Nuwe Testament so 4 jaar voor Christus, en skryf tot so 100 jaar na Christus. 27 boeke word verdeel in die evangelies, geskiedenis, die kerk se geskiedenis, briewe, en dan profesie, Openbaring. Nou soos ek reeds gesê het, begin ons met 'n reeks vandag oor die klein profete. En hierdie profete word klein genoem, nie omdat hulle nie belangrik is nie omdat dit dalk 'n klein boodskap is nie, alles behalwe. Klein profete is eenvoudig net korter boeke in die Bybel. Hulle boodskap is alles behalwe klein. Ek het probeer dink aan 'n beeld om vir jou te verduidelik hoe die klein profete is en om dit so 'n bietjie te beskryf. En die beste beeld waarna ek kon dink is die klein dorpe wat jy langs die pad kry as jy see toe gaan. Kyk, ek weet 'n klomp van julle gaan nie weet van die klein dorpe nie, want as jy see toe ry, dan wil jy net by die see uitkom.
So jy vergeet van alles langs die pad. Dis net as jou vrou regtig moet piepie, dan stop ons. Andersins is daar 'n eindpunt, 'n belangrike stad wat vir my wag. En die hartseer is, omdat ons so leef, dan verloor ons baie keer allerhande fascinerende besienswaardighede wat klein dorpe jou kan bied. Ek dink byvoorbeeld aan die Alehuis by New Bethesda, die groot pineappel by Bathurst, die ongelooflike tuine en watervalle in Nieuwoudswil, Hogsback se ongelooflike uitsigte, dalk eenvoudiger goed soos Egg Rock by Craddock of die Big Tree by Tsitsikamma. En nou het nie een van julle cooking clue waarvan ek praat nie. Want ons fokus net op die groot stede om daar uit te kom. Ek praat nie eers van die ongelooflike wynplase wat by die eenvoudige klein dorpies te vind is nie. En dis maar 'n klein hoeveelheid voorbeelde. En net soos met hierdie klein dorpies, hanteer ons die klein profete op presies dieselfde manier. Ons is so gefokus op die groot boeke met die groot boodskappe, dat ons by hierdie kleintjies net verbygaan. En dan in die proses 'n klomp skatte verloor. En daarom kyk ons vir 'n slag in hierdie reeks na hierdie klein profete. Hoekom dit in die Bybel ingesluit is en wat dit vir ons wil sê. As jy gewonder het, die klein profeet waarna ons vandag kyk, is 'n profeet met die naam Hosea. Eintlik 'n baie vreemde verhaal, maar wat vir my en jou iets bitter belangrik van God wil kom wys. Ek dink dis belangrik om hierdie boeke te lees en hierdie storie van Hosea te ken, omdat dit ons beeld van God so bietjie verander. Hoekom is dit belangrik? Want A.W. Tozer het gesê, what comes to mind when we think about God is the most important thing about us. We tend, by a secret law of the soul, to move towards our mental image of God. Aan die ander woorde, my siel beweeg in die rigting van hoe ek God sien, ervaar en beleef. The most determining fact about any man, not what he at a given time may say or do, but what he in his deep heart conceives God to be like. Hoe jy leef, wat jy sê en wat jy doen, is nie eers die belangrikste ding van wie jy is nie. Die belangrikste ding is hoe jy God sien, ervaar en beleef. Dit, vriende, bepaal 'n ongelooflike groot deel van jou lewe. Hoe jy God sien. Laat my dink aan die verhaal van 'n seentjie wat een aand nie sy broccoli wou eet nie. Ek neem hom nie kwaadlik nie. Maar sy ouers wat toe vir hom sê dat die Here het daai broccoli gemaak en as jy dit nie eet nie, gaan die Here jou straf. Die seentjie gaan klim in sy bed, weier om sy broccoli te eet. En die aand is daar 'n massiewe donderstorm. Die seentjie spring vreesbevange op, kniel voor sy bed en bid baie ernstig, Here, ek is so jammer, ek sal môre al my broccoli eet. Moet my asseblief net nie straf nie. En ek wonder by myself in hierdie verhaal, hoeveel van ons nie ten diepste soos hierdie seentjie is nie. Wat bang is dat God ons straf. Want hoe jy God sien, bepaal hoe jy leef. As jy God as afsydig en eenkant sien, gaan jy konstant bang en vreesbevange en onseker leef.
As jy God as hierdie woedende tiran sien, gaan jy 'n baie mislike mens word. Hoe jy God sien bepaal 'n groot deel van jou lewe. En daarom wil ek jou vandag uitdaag om opnuut te kyk na hoe jy die Here sien. Hoe jy hom ervaar en wat jy van hom beleef. Die boodskap van Hosea, vriende, is eintlik so eenvoudig. En dis in die woorde van 'n baie ou kinderliedjie wat sê, Jesus loves me, this I know. En ek het in my voorbereiding vir die boodskap, het ek regtig gebid dat julle iets van dit sal ervaar. My voorbereiding het ek voor die Here gaan sit en regtig gesmeek dat jy vandag deur die aanbidding en deur hierdie boodskap mag beleef hoe onbeskryflik lief die Here jou het. En hoe graag hy jou net by hom wil hê. Dat jy sal voel en hoor hoe die Here se hart vir jou klop. Jesus loves me. Die Here het jou so onbeskryflik lief. So baie dat he loves you as if you were the only one to love. Die laaste lied wat ons vanoggend die Here mee aanbid het, se woorde sê, Here, U het ek lief. En dis eintlik die maklike deel. Die maklike deel is om vir die Here te sê dat ek hom lief het. Want ek weet hy het aan 'n kruis gesterf, ek weet dat hy sy guns oor my uitstort, so dis maklik om te sê, Here, ek het U lief. Dis baie moeiliker om te sê, Here, ek weet dat U my ook lief het. Ek kan maklik sê dat ek hom lief het. Ek sê nie so maklik, ek weet hy het my lief nie. Jy mag dalk met jou kop glo dat God jou lief het, maar ek wonder wat lewe hier binne. Hierdie liedjie sê, en ek wonder of jy dit regtig kan sê, ek wonder of dit regtig vir jou 'n werklikheid is. Jesus loves me, this I know. Ek dink nie, ek wonder nie, ek weet dat die Here my lief het. 'n baie bekende teoloog, iemand wat regtig ure en ure in die Bybel spandeer, dit bestudeer, oplees, opsoek, is eendag gevra met al sy kennis van God, met sy ervaring van die Here, hoe sal hy God beskryf? Met al sy kennis, al sy ervaring, hoe sal hy die Here beskryf? En hy het gesê, the one who loves. En ek wonder, sal dit jou beskrywing wees, omdat dit is wat jy ten diepste beleef. En ek vra myself, waarom, nie jy dalk nie, want julle is nou heilige mense, maar waarom betwyfel ek soveel keer God se liefde vir my? Waarom wonder ek gereeld, het God my regtig so lief, asof ek die enigste persoon is? Want dit is nie hoe dit vir my voel nie. Waarom? En ek dink, die rede is omdat ons ten diepste weet hoe gebroken ons is. Hoeveel keer ons werklik ons rug op God draai, hoeveel keer ons soos Petrus Jesus verloon in verskillende situasies. Om die braaivleisvure in die winkels, in gesprekke, en dan wanneer ons na ons lewe kyk, wanneer jy na gisteraand kyk, dan kan jy nie help om jouself te vra, kan God my regtig so lief hê, soos wat die Bybel sê? En tog is daar baie bekende vers, en ek gaan hom nou uit my kop uit sê, want dis mos ons dominees ken mos die Bybel, nê? Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad.
En vriende, hierdie mag nie vir jou wel klink nie, want dis maar wat gebeur as ons teksverse so goed ken. Ons verloor so 'n bietjie die wow daarvan. Maar hierdie verse is so lief, het God die hele wêreld. Hierdie God wat met 'n woord spreek en sterrestelsels skep. Hierdie God het jou lief, het die hele wêreld lief. Romeine 5 vers 6 beskryf Paulus hierdie liefde. Hy sê, want toe die tyd reg was, het die gesalfde, het Jesus, gekom en gesterf om sy liefde te demonstreer vir sondaars. Vir julle mense wat heeltemal hulpeloos, swak en magteloos was. So lief het God hierdie wêreld dat hy gesterf het vir jou toe jy nog 'n sondaar was. Swak, hulpeloos. En ons kan dit nie begryp nie, want ons sien in flieks in die samelewing, jy kry bitter min dat iemand bereid is om hulle lewe te gee vir goeie mense. Jesus sê, ek gee my lewe vir swak en hulpeloses. Ek het die wêreld lief. En vriende, ons sal dit nooit kan begryp wat dit werklik beteken nie. Want ek en jy glo jy het lief die wat jou lief het. Wat iets vir jou doen en beteken. Ken jy wel ooit in 'n verhouding met iemand was, waar jy jou wese en elke vesel vir daardie persoon gee. En daai persoon het jou eenvoudig net nie lief nie. Ek weet nie of dalk jou kinders, wat jy weet jy gee jou alles vir hulle, hulle wil net niks met jou te doen hê nie. En iets daarvan is waar, as dit kom by Jesus. Hy sê, ek sterf nie net vir die wat goed en mooi en oulik is. Ek sterf vir mense wat my dalk nooit sal terug lief hê nie. So lief het God hierdie wêreld vir jou. En dan boonop sê die Here nog, ek sal jou aanhou lief hê. Al draai jy jou rug op my, al is jy soos die verlore seun, so bietjie hardkoppig, om alles te los en ander goed bo God te kies, sê God, ek sal elke keer vir jou staan en wag, en jou aanhou lief hê, jou aanhou lief hê. En vriende, hierdie is die boodskap van 'n profeet met die naam Hosea. Ek sal jou aanhou en aanhou en aanhou lief hê. Die van julle wat hou van lees, Francine Rivers het 'n boek geskryf, Redeeming Love. Asseblief, as jy dit nog nie gelees het nie, doen jouself 'n guns, lees dit. Daar's 'n fliek ook, vir die van julle, baie van julle wat nie so baie hou van lees nie, kan die fliek kyk, Redeeming Love. Hierdie fliek en hierdie boek is geskryf, gebaseer op die verhaal van Hosea. En vriende, God se buitengewone, belaglike, onlogiese liefde word in hierdie verhaal vertel. Ek weet nie of julle die liedjie ken, Reckless Love. Daar's geen boek in die Bybel wat daardie liedjie absoluut beskryf soos Hosea se verhaal nie. Hierdie liefde wat God vir mense het, selfs lank voor Jesus gebore is. 750 jaar om presies te wees. Kom wys God hoe lief hy die mense het. Nou Hosea was 'n profeet wat in die noordelike deel van Israel geleef het. Nou baie interessant, jy sal agterkom as jy die profete in die Ou Testament lees, God het vir hulle 'n boodskap gegee. En hulle moes nie daardie boodskap net praat nie, hulle moes daardie boodskap gaan uitleef.
Op 'n dag kom God by Hosea en hy gee vir hom die volgende opdrag. Hosea 1 vers 2 tot 3. Die Here het vir Hosea gesê: gaan trou met 'n prostituut wat buiteegtelike kinders het. Hosea het toe met Gomer, dogter van Diblaim, gaan trou. Arme man, eers 'n prostituut en toe kry hy 'n vrou met die naam Gomer. Ek wil net sê, hulle laat ons teologie swat en 'n klomp goed leer, maar niemand leer jou om hierdie name uit te spreek nie, nê. Ek dink hulle moet so 'n bietjie die kurrikulums verander. Goed. Verbeel myself, hoe kom die Here by Hosea en sê, Hosea, ek wil hê jy moet met 'n sekswerker trou. En ek verbeel my hoe Hosea net moes sê, Here, skus, sê net weer. En hoe die Here sê, jy het gehoor wat ek sê, gaan trou met 'n prostituut. En daar's nie veel verduideliking hoekom nie, gaan doen dit. En sy het nog buiteegtelike kinders, gaan doen dit. En wat my mind blow is dat hierdie ou net so besluit het, hy gaan dit doen. Hy gaan net trou met Gomer. En ouens, vir 'n rukkie gaan dit nogal goed, hoor. Hierdie ouens se huwelik gaan goed. Hulle kry eers 'n baba seentjie, en toe 'n baba dogtertjie, en nog 'n baba seentjie. En hulle huwelik lyk of dit op die regte spoor is. Totdat hierdie profeet een oggend wakker word, en Gomer is net weg. Sy vrou is weg. En nie net dit nie, sy bly weg. Sy kom nie terug nie. Nou skep nou weer, gaan bietjie terug. Hosea is op hierdie stadium nou 'n enkelpa met 3 kinders. Hy's boonop veronderstel om 'n baken van hoop te wees vir Israel, die profeet wat God geroep het. Maar hy kan nie eers sy eie vrou by die huis hou nie. En vir 'n rukkie weet ons nie regtig wat gebeur met hierdie twee nie. Ons weet nie wat gebeur met Hosea nie, ons weet nie wat gebeur met Gomer nie. Ek verbeel my hoe Hosea in sy bed moet lê en net by homself moet wonder, is my vrou okay? Waar is sy? Wat gebeur? Ek verbeel my hoe hy uitgeput is, omdat hy die 3 kinders aan die gang moet hou. Ek verbeel my hoe hy bang is, selfs kwaad, hoe hy nagte huil oor sy vrou wat net geloop het. En hoe hy sukkel om alles gedoen te kry. En dan op 'n dag kom die Here en hy sê vir Hosea, Hosea, jou vrou is nou gone. Hier is die plan. Hosea 3 vers 1. Toe het die Here vir Hosea gesê, gaan haal jou vrou, bring haar terug na jou toe en bemin haar. Al het sy 'n verhouding met iemand anders en al pleeg sy oorspel. Ek verbeel my Hosea lê in die bed en die Here sê vir hom, ek wil hê jy moet jou vrou gaan haal. Ek wil hê ons moet die prentjie inkleer. Hosea staan op en hy besluit die dag is tyd om die pad te vat. Onthou, 'n bekende figuur in Israel. Hy's 'n siener, 'n profeet. En hier sê God vir hom, Hosea, gaan daar na die rooi lig distrik toe. Gaan stripklubs toe, gaan bordele toe, gaan soek jou vrou. Sit hierdie prentjie in jou kop, die antwoorde wat hierdie ou moes kry. Hoe Hosea kom by 'n man, die profeet van God, die heilige. Het jy nie my vrou gesien nie? En hoe hulle sê, maar ek het al 2 weke terug saam met daai 2 mans gesien. En hoe Hosea moet loop na die volgende ou toe. Het jy nie vir Gomer my vrou gesien nie? Man, ek onthou sy was laasweek saam met daai 3 mans.
Het jy nie my vrou gesien nie? Ek het haar gister saam met daai ou gesien. God sê, gaan soek jou vrou. Tot Hosea uiteindelik uitvind waar Gomer is. En toe hy daar aankom, toe staan sy vrou op 'n verhoogie, poedelkaal, mense wat besig is om op haar te bie, soos op 'n veiling. Dit was die gebruik daai tyd dat die prostituie op 'n verhoogie staan en die mans bie en betaal vir dit wat hulle sien. En ek verbeel my hoe hierdie mans wild gaan om hierdie vrou te kry, want hulle het laasweek met haar seks gehad en hulle sal enigiets doen om dit weer te kry. En Hosea daar moet aankom, sy vrou moet sien en moet sê R100, R200, R500 vir sy vrou. Wat hy weet, hoeveel keer rondgeslaap het. Wat hy weet weggeloop het, al het hy alles vir haar gegee. En ten spyte daarvan, ten spyte van alles wat Gomer gedoen het, Hosea 3 vers 2, ek het haar gekoop vir 15 stukke silwer en 100 kilogram gars. En as jy 'n prentjie, ons gaan soek prentjies vir ons PowerPoint, en as jy 'n prentjie soek oor Hosea en Gomer, is hierdie een van die prentjies wat gereeld opkom. En ek kon nie help om dit vir julle te wys nie, want ek wil hê jy moet sien dat dit God is met jou in sy arms. Want al dink ons is soveel beter as hierdie vrou, hanteer ons God elke dag so. Ek kan myself verbeel dat Gomer kon nie haar oë glo toe Hosea daar staan, besig om 'n prys vir haar te betaal nie. Ek dink nie sy het in haar wildste drome gedink hy gaan ooit terugkom nie. Wat nog van haar terugkoop? Sy het weggeloop, sy het hom verraai, sy het rondgeslaap en hy het tog die prys vir haar betaal. Wag 'n bietjie, maar behoort Gomer nie reeds aan Hosea nie? En tog betaal hy vir iets wat reeds syne is. Hoor jy dit? Hy betaal vir iets wat reeds syne is. Die Bybel sê die hele aarde en alles op die aarde behoort aan God. En vriende, tog moes God 'n prys betaal vir iets wat eintlik lank reeds syne is. En dan kom die Here en hy sê vir Hosea, Hosea, deur jou lewe wil ek vir Israel wys hoe my liefde vir hulle is. Ek wil vir hulle wys dat hulle presies soos Gomer is wat God verloon vir ander afgode en materialistiese goed. En vriende, God gebruik die hartseer omstandighede van Hosea se huwelik om 'n parallel te trek tussen Gomer se ontrouheid en die ontrouheid van God se eie mense. God wil vir Israel, ek hardloop so 'n bietjie vooruit vir my en jou vandag sê ons is baie meer soos Gomer as wat ons dink. Ons is soos 'n ontroue vrou wat die Here verlaat, Hosea 4 vers 10. Ons het 'n gees van prostitusie in ons harte. Ons ken nie die Here nie, Hosea 5 vers 4. As ons enigsins, vriende, enigsins objektief na hierdie verhaal kyk, moet ons vir onsself sê, Gomer het nooit 'n stukkie van Hosea se liefde verdien nie. Net soos Israel nie 'n stukkie van God se liefde verdien het nie.
En al het hulle dit nie verdien nie, al het Gomer dit nie verdien nie, al het Israel dit nie verdien nie, is daar aangehou om liefde oor hulle uitgestort te word. Al kon hulle niks doen om dit te verdien nie. En ons kan maklik oordeel, ons kan maklik 'n vinger wys. Maar ons is nie veel anders nie. Hoeveel keer draai ons nie ons rug op die Here nie? Hoeveel keer kies ons nie geld, seks, vriende, roem bo God nie? Hoeveel keer loop ek en jy nie weg saam met ander mans en vrouens nie? Figuurlik gesproke. Hoeveel keer val ons nie daagliks nie? Paulus beskryf ons as mens in Romeine 3, dan sê hy, niemand doen reg nie. Nie een nie. Niemand is verstandig nie, niemand vra wat God wil hê nie, niemand doen wat God wil hê nie, almal doen verkeerde dinge, nie een mens is goed nie. Niemand nie. En as jy gedink het jy is, let dit juist daar jou probleem. As jy dink dat jy goed is dit juist daar waar jy val. En tog ten spyte van die kondisie van die mens, ten spyte daarvan dat Gomer weggeloop het, egbreek gepleeg het, keer op keer, kom die Here met 'n ongelooflike belofte in Hosea 14 vers 5, dan sê hy, ek sal hulle ontrou genees, en ek sal hulle van harte lief hê. Dis wat die Here vandag vir jou ook wil sê. Al draai jy jou rug, al loop jy weg, ek sal jou ontrou genees, ek sal jou van harte lief hê. Hierdie woordjie van harte in die Hebreëus is oorvloedig of oorlopends toe. Dan het ek gister laatmiddag hierdie gelees oor hierdie Hebreëse woord en ek moet dit met julle deel. This term can denote the state of being which allows a person to offer a gift to someone without any thought of return or payback. So met ander woorde, die woordjie beteken ek sal hulle lief hê, sonder eers om daaraan te dink of hulle my gaan terug lief hê. Sonder om eers daaraan te dink of hulle gaan wegloop en of hulle gaan bly. Ek sal hulle so lief hê. It's a result of an overflow from abundance within a heart. Hosea 14 vers 5, ek sal hulle van harte lief hê. Ek het julle gesê hierdie liedjie, hierdie verhaal van Hosea laat my dink aan die lied Reckless Love. Die woorde van daardie lied sê, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. It chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. The overwhelming, never-ending, reckless love of God. En hierdie liefde is reckless, omdat het jou gaan haal, al verdien jy dit nie. Al staan jy op 'n verhoogie, besig om uitverkoop te word. There's no shadow you won't light up, no mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. God, ten spyte van alles, sê ek sal jou van harte lief hê. Net soos Gomer nie Hosea se liefde verdien het nie, vriende, verdien ons ook nie God se liefde nie. En as ons na iets goed binne ons soek om dit te regverdig, om dis 'n basis te wil wees vir hoekom God my moet lief hê, as ek iets goed binne my wil soek om te sê God moet my lief hê, is dit so goed soos iemand wat water in 'n woestyn soek. Dit mag dalk lyk of daar iets goed binne ons is, maar dis net 'n illusie. Hierdie liefde is genade en niemand verdien dit nie. Nie ons heiliges in die kerkbanke nie boemelaars in die stede nie.
Niemand verdien God se liefde nie. Hy gee dit uit genade. Ek wil afsluit met 'n verhaal, 'n ware verhaal van 'n vrou met die naam Brittany de la Mora van Amerika. Nou Brittany het in haar grootword jare net verwerping en hartseer geken. Sy het verlang na ware liefde en na 'n ridder op 'n wit perd. Op 16 het hierdie vrou se soeke na liefde, aandag en goedkeuring daartoe gelei dat sy begin werk het by 'n stripklub in Mexiko. Sy het die man se aandag en geld en begeerte na haar baie geniet. Brittany het vir die eerste keer in haar hele lewe geliefd gevoel. 2 jaar later op 18 gaan sy universiteit toe om te studeer en sy is terug na die stripklub toe om geld te verdien om haar studies te betaal. Sy het gevoel dis die enigste ding wat sy goed kon doen. Eenaand is sy deur agente genader om vir haar 'n aanbod te maak om pornografiese films te maak. Natuurlik het sy dit aanvaar sonder om te dink wat die gevolge kan wees. Sy het gedink dis 'n kans om geld te maak en sy kan dan klaar studeer. Na haar eerste pornografiese film het Brittany vinnig baie bekend geword. Dit het vir haar gevoel asof daar onbeperkte sukses en prestasie is. Vir 7 jaar was sy as een van die mees gewaardeerde en bekroonde pornografiese filmsterre. Maar Brittany het geweet dat haar lewe is buite beheer. Sy het meer as 300 pornografiese films gemaak en met elke opname het sy al hoe dieper in die afgrond van skaamte en skuldgevoel verval. Sy was verswelg deur depressie en dwelms en seks. Sy was vasgevang in 'n lewe van gewelddadige verhoudings, seksuele siektes en vernederende seks. Brittany het haarself op 'n plek sonder hoop bevind. Deur die jare was sy nooit teen die kerk nie, maar sy het altyd op 'n afstand gebly want sy het geglo sy is nie welkom daar nie. Sy het gevoel haar sondes het haar op 'n manier gediskwalifiseer om ooit kerk toe te gaan. Selfs net deur die deure te loop. Maar soos sy dieper in hierdie donkerte weggesink het en meer desperaat was om daar uit te kom, het haar oupa haar genooi om saam kerk toe te gaan. Dit was daar in die kerk waar sy 'n man ontmoet het wat die ware Brittany liefgehad het. Ware man met 'n hoofletter M. Iemand wat ten spyte van al haar skaamte, skuldgevoelens, verslawing en pyn vir die eerste keer lig geskyn het al die geheime sonde van haar siel, die donkerste dele van haar hart, die diepste pyn in haar lewe. En hierdie man het in plaas daarvan om haar te veroordeel of van haar weg te draai, het Jesus nader geleun en haar in sy onvoorwaardelike liefde toegevou. Nadat Brittany vir Jesus as haar verlosser aangeneem het, sy 'n reis begin na vryheid. Eendag op 'n slag het Jesus hierdie fasade van hierdie pornografiese ster begin wegbreek en 'n pragtige jong vrou geopenbaar. Diep in haar hart het sy gewonder hoe God ooit haar verlede kan uitwis en haar 'n nuwe begin kon gee. Het God nie gesien hoe vuil haar lewe geword het nie? Het God nie gesien dat haar enigste werkskwalifikasie seks was nie? Het God nie die lang lys sondes gesien het wat eintlik haar diskwalifiseer om liefgehad te word nie? Maar soos Brittany God se woord begin lees het, sy geleer om 'n persoonlike verhouding met die Here te hê. En God se liefde het haar keer op keer
oorweldig. Vandag is Brittany getroud met 'n wonderlike man, is deel van 'n bediening wat duisende mense help om van pornografie en die wat vasgevang is daarin, daar te probeer uitkry. Vriende, God se liefde is 'n vergewende liefde, herstellende liefde en 'n deurdringende liefde. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Selfs sataniste se lewe kan nie dieselfde bly as hulle met hierdie liefde te doen het nie. Hosea, die profeet van God, wil ons leer dat God keer op keer, al draai ons hoe gereeld ons rug op hom, ons nooit sal ophou lief hê nie. Dat hy ons sal kom haal in die aakligste plekke van ons lewe. En hierdie kan nou weer eens 'n klomp mooi goed op papier wees. Maar ek wil vandag vir jou vra, as jy nie soos Brittany hierdie deurdringende liefde van God al ooit ervaar het nie, soek dit met jou wese. Want dan kan jou lewe nie dieselfde bly nie. Dis God se begeerte. Maak nie saak waar jy op hierdie stadium in jou lewe is nie, om jou onbeskryflik van harte lief te hê. Here, dis regtig ons begeerte om net so 'n stukkie van daardie liefde te ontdek. En Here, dalk klink hierdie soos 'n mooi boodskap en 'n mooi storie en 'n mooi verhaal, maar Here, ek beleef net in my hart dat U deur dit vir ons wil kom sê, dat U ons so onbeskryflik liefhet. En Here, as ons dit nie glo nie, dat ons dieper en dieper sal delf, om nader aan U te kom, om hierdie liefde te ervaar. En dis nie nodig vir mooi musiek of mooi preke nie, Here, want U ontmoet ons net waar ons is. Dus maak vandag ons harte oop daarvoor, Here. Dankie dat al is ons soos gomer, dat U ons keer op keer kom haal. En dat U ons nooit ophou liefhet nie. Dat U my nooit ophou liefhet. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.